In 'n situasie is waar dit vir ons voel, daar is geen uitkomkans nie, dat die pad doodgeloop het. En dan is dit ook wat ons so saam met Paulus kan sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Dan kyk ek op, dan weet ek dis waar my krag vandaan kom. Padkos vir die pelgrimspad. Ek groet julle vriende. 'n Paar gedagtes uit Eksodus hoofstuk 14. Ek lê die klem op hoofstuk 14 vers 14, waar die opdrag van Moses afkom: die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Dit gaan oor die geskiedenis van Israel wat uit Egipte verlos is na 'n klomp pla wat die Here oor die Egiptenaars gebring het, en hulle is op pad na die beloofde land. En dan bereik hulle uiteindelik 'n punt waar die pad oënskynlik doodloop. Verlos uit Egipte, en dan met 'n ompad kom hulle by 'n punt waar die Here dit moontlik maak, dit onmoontlik of dit oënskynlik onmoontlik is dat hulle verder kan gaan. Soms is ons ook worstelend met die vraag, vriende, want soms is die pad wat ons saam met die Here loop 'n pad wat vir ons logies nie altyd verklaarbaar is nie. En dit is wat Israel ook op hierdie oomblik ervaar. Want voor hulle is die Rooi See. Hulle kan nie deur die Rooi See gaan nie. Langs hulle onherbergsame berge wat hulle nêrens kan heen gaan nie. En agter hulle ervaar hulle die aanstormende Egiptenaars wat Farao in sy verharding besluit het, hy kan nie die Israeliete laat gaan nie, want hierdie slawevolk was vir hom baie lonend gewees. Hulle het al die werk gedoen, en daarom agtervolg hy hulle. En dan is dit dat die volk op hierdie oomblik onmiddellik vergeet van hoe God hulle deur die 10 pla in sy genade verlos het. Hulle sien, hulle omstandighede is bepalend vir hulle optrede. Hulle sien voor hulle en langs hulle geen uitkomkans nie. Agter hulle die Egiptenaars wat aan die kom is. Met ander woorde, wat gaan waarheen en hoe gaan hulle uit hierdie situasie uitkom? En daarom raak hulle opstandig. Is daar 'n bitterheid wat by hulle posvat en verwyd hulle vir Moses wat hulle weggevat het uit Egipte, waar hulle ten minste kos gehad het, waar hulle ten minste 'n woning gehad het. En nou moet hulle hier weer in die hande van die wrede Egiptenaars val. 'n Verwyd aan Moses dat hy dit reg gekry het om hulle uit die land uit te laat wegtrek, om nou hier weer te sterf. Maar Moses, 'n geestelike leier, iemand wat 'n verhouding met God het, wat deur sy lewe ook ervaar het wat dit beteken om God se teenwoordigheid te ervaar, en dat God altyd 'n plan het, en dat God se plan dit altyd vir hom die beste is. Hy staan vas en hy sê vir hulle, julle moet vas staan. Hy verweer hom nie teen die verwyte van die volk nie. Hy staan vas en hy sê vir hulle, julle moet vandag vas staan, en julle moet stil raak, en julle moet sien hoe God hierdie oormag, hoe God hierdie onmoontlike pad vir julle moontlik gaan maak. En dan is dit ook so, dat God deur sy wolkkolom dit moontlik maak, dat daar skeiding kom tussen Israel en tussen die Egiptenare. En dan wanneer daai skeiding daar is, dan maak God die see oop, sodat die volk droogvoets kan deurgaan. En die volk kan uiteindelik na veiligheid gaan, ten spyte van die gevare, ten spyte van die omstandighede wat menslik gesproke gelyk het of daar geen uitkomkans is nie. Hulle is net stil en hulle ervaar God se ingrype, dat God vir hulle die stryd stry, en dat die Egiptenaars doodsterf daar in die Rooi See. Maar vriende, nog meer as die vyandelike magte van die Egiptenaars, het God ook, terwyl dit stil was in die nag by Bethlehem, vir ons die stryd gestry. Want 'n magtiger vyand, Satan, die dood, die sonde, het Christus kom oorwin. Ook toe dit stil was, het hy vir ons die stryd gestry.
En daarom is dit baie belangrik dat ons ook in ons lewe somtyds by hierdie situasies kom waar ons ook deur omstandighede in 'n situasie is waar dit vir ons voel, daar is geen uitkomkans nie, dat die pad doodgeloop het. En dan is dit ook wat ons so saam met Paulus kan sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Dan kyk ek op, dan weet ek dis waar my krag vandaan kom. Dan raak ek stil. En stil word is nie 'n passiewe iets wat ek maar net terugsit nie. Stil word is ook om nie te twyfel nie, om nie te vrees nie, om aktief te bly glo, te vertrou op die God wat in Christus dit moontlik gemaak het, dat ek nou 'n wenner is. Daarom sê Christus ook vir sy disippels in Johannes 16 vers 33, onthou in die wêreld gaan julle dit baie moeilik hê, maar onthou altyd, ek het vir julle klaar gewen. Die stryd is vir ons gestry. In stil word en vertroue, dis waarin ons krag lê. Ook in hierdie besondere tyd, miskien is jy worstelend, miskien het jy in omstandighede beland, waar dit ook vir jou lyk, menslik gesproke, logies gesproke, dat dit nie 'n goeie plek is nie, dat jy nie verstaan hoekom God jou hierheen gelei het en op hierdie pad gelei het nie, terwyl daar tog ander weë is wat hy kon loop. God het 'n plan vir jou en God se plan is altyd vir jou die beste, want as alle weë doodloop, dan loop die pad oop in Christus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Onthou dat jy 'n wenner is. Christus het vir ons die stryd gestry terwyl dit stil was. Wees stil en vertrou op hom, wat in alles jou leidsman is, jou herder is, jou rots is, wat vir jou beskerming gee, wat vir jou versorging gee, en wat vir jou die rustigheid gee om te weet, dat jy in Christus meer is as 'n oorwinnaar. Dankie Here, dat ons ook kan stil raak, te midde van die stryd van die lewe, en dat ons op U vertrou. Help ons om bewus te wees van U teenwoordigheid, dat ons nie sal vaskyk teen ons omstandighede nie, maar dat ons sal opkyk, daar waar ons hulp vandaan kom.